Goeiemôre aan almal. Welkom vanoggend saam met ons hier in die erediens. Ek weet, Leni, dat dit nie 'n maklike ding is om te doen vanmôre nie. En daarom bid ek dat ons almal die Heilige Gees se krag sal ervaar. En dat ons hier sal uitstap versterk deur God en deur sy woord. Kom ons begin vanoggend met hierdie baie besondere woorde uit Psalm 123. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar. Soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir u vra dat ons staan en dan sing ons op Berge en Dale, lied 509, daar die eerste en die vierde vers. Let op die woorde van die vierde vers wat sê, selfs daar waar troue vriende hande nie kan red nie, daar is God. Kom ons staan en dan na ons dit gesing het, dan sit die Christus weer. Here ons God, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U weet hoekom ons vanoggend hier bymekaar is. U weet dat dit 'n afskeid is en dat dit swaar is om te doen. En dat 'n mens hart seer is. En dat dit vanoggend so bitter finaal voel. Baie dankie Here dat ons vanoggend een plek het waarheen ons kan kom en dis na U toe. Dat ons vanoggend vir onsself so in ons geestesoog kan sien hoe ons by die troon sit. Hoe ons op die grond by U sit en kan luister na U woord. Kan luister na dit wat U vir ons wil sê. En Here, dat ons weet U sal vir ons troos. Dat die Heilige Gees hier by ons is om ons aan te raak en ons trane af te droog en ons sterk te maak. Ek wil bid vir Leni en ek wil bid vir haar gesin en ek wil bid vir haar familie. Vir almal wat vandag hier is omdat hulle vir Chart lief was. Vir almal wat ingeskakel is of dalk later gaan kyk hierna. Here, dat U vir ons almal sal vashou in die genade en die liefde. Dat U ons sal troos met die wete dat U wil geskied het en dat ons hom aan U gegee het en dat U hom veilig huis toe gevat het. Here, baie dankie dat U woord die krag het, die vermoë het om ons stil te maak, om vir ons vrede te gee, om ons lewens te verander. En ek vra Here dat U vanoggend ook deur hierdie woord met ons sal praat en dat ons met 'n grootste troos hier sal weggaan. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte in 2 Timoteus 3 vanaf vers 14 tot 4 vers 8. En ek doen dit uit die 83 vertaling, want so is daar vir my gevra om te doen, want dit was vir Chart die mooiste vertaling. Die opskrif daar is vermaning om te volhard in die gesonde leer en om by elke geleentheid te preek.
maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolging, lyding, soos dit my te beurt geval het in Antiochië, Ikonium en Lystra. Wat 'n vervolging het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet wie dit vir jou geleer het, en dat jy van kleins af al die Heilige Skrif ken, wat jou wys maak tot die saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd kom wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, bly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Paulus wys op die einde en vra vir Timoteus om na hom toe te kom. Mededelings aangaande verskillende persone is die volgende opskrif. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Ons lees vanoggend tot sover. Die woord sê vir ons, ons is baie gelukkig as ons regtig luister na hierdie woord en gaan leef uit dit wat dit vir ons geleer het. Hierdie is die tweede brief wat aan Timoteus geskryf word. Alles sê Paulus het dit geskryf, en Paulus verwys self ook na homself en sy lewe en die aanslag teen sy lewe en dit wat hy verdra het en dit wat hy verduur het, omdat hy gekies het om die werk van die Here te doen. Maar hy verwys ook na Timoteus en hy sê vir Timoteus, onthou net 'n paar goed van jouself. Onthou dat jy die beste mentors gehad het. Paulus en Apollos en 'n paar ander wat almal gehelp het om hierdie jong man Timoteus op sy pad op te lei en uiteindelik van hom 'n goeie pastoor te maak. Wat hom gevorm het en wat vir hom die evangelie geleer het. En dan sê Paulus vir hom, en bly jy by wat jy geleer het. Die probleem in waar Timoteus besig was, en tussen die mense wat hy bedien het, was dat daar klomp ouens ingekom het, wat gemeen het dat hulle beter weet as wat Timoteus weet. En eintlik kom die toonstel hoe goed hulle praat, en hoe goed hulle die mense kan oortuig. En dit het Timoteus so bietjie in sy spoed gebreek. Timoteus was bang dat hy nie dieselfde impak gaan hê as hierdie mense nie. Nou, so 'n vreeslike mooi uitdrukking hiervoor. Hulle praat van jou ore juk, want jy soek al ewig na die nuutste, en iets wat beter is dit wat jy al voorheen gehoor het. En daarom sê Paulus vir hom, nee, bly by wat jy ken. Bly by wat jy geleer is. Paulus herinner homself daaraan dat hy groot geword het in 'n Christenhuis, en dat sy ma vir hom so mooi voorbeeld was, in die goed wat hy moes weet, en om groot gemaak het in hierdie geloof. En hy het hierdie roeping, om die evangelie met mense te deel. En dan sê Paulus vir hom 'n baie belangrike ding, hy sê vir hom, doen dit in nederigheid.
Doen dit eg en opreg en eerlik. Want dis uiteindelik die beste manier. Al hierdie fanfare en al hierdie ouens wat so mooi kan praat en so blink kan wees, dit gaan verbygaan. Maar die egtheid van die woord van God en die egtheid van sy poging en sy werk sal uiteindelik deurstaan. Want dis God wat hom geroep het om hierdie werk te doen. En dan sê Paulus vir hom 'n baie belangrike ding. En dis 'n ding waarby ek vandag wil stil staan. Hy sê vir hom, die woord van God speel die belangrikste rol in jou lewe. En dis vandag van ons net so waar, en ek wil dit juis onderstreep, want dis wat ek van Charles beleef het. Hoe die woord in sy lewe 'n rol gespeel het. En 'n mens moet mooi verstaan, as ons sê woord van God, wat bedoel ons daarmee? Woord van God, soos wat ons dit verstaan, is dat ons in die eerste plek Jesus Christus gehad het. Wat God aan ons kom openbaar het. Wat vir ons kom wys het, vir ons kom vertel het, wie's God? Hoe lyk sy genade? Hoe lyk sy liefde? Wie sluit hy in? Wie by hom in plek? Dit het Jesus alles vir ons kom leer, deur dit wat hy geleef het, deur dit wat hy gesê het, en deur dit wat hy gedoen het. En die grootste daarvan is uiteindelik, dat hy bereid was om sy lewe vir ons te gee. Sodat waar ons vandag hier sit, ons met oortuiging weet, dis waar Charles is, en dis waar hy ons op pad is. Dat ons leef met hierdie hoop, hierdie uitsig, wat sê, uiteindelik, wanneer jou wedloop voltooi is, gaan jy ook by die Here wees. En vanuit hierdie bediening wat Jesus gebring het na die aarde toe, het daar hierdie briewe ontstaan, het daar die evangelies ontstaan, en ontstaan die Nuwe Testament. En saam met die Ou Testament het hierdie bundel van boeke die wonderlikste vermoë om nie net 'n storie te vertel nie, maar om lewens te verander. Elke keer as ons met hierdie woord besig is, as ons hom oopmaak en hom lees, dan is dit met die veronderstelling en die wete dat die Heilige Gees saam met ons hier is en saam met ons werk en uiteindelik deur hierdie woorde met ons werk en ons lewens verander. En dis die derde wyse waarop woord word. Elke keer as dit gepreek word of gelees word of iemand met iemand anders 'n gesprek het oor die woord van God, dan word die woord weer lewendig. Dan kry dit opnuut hierdie krag deur die Heilige Gees se werk. Wat regtige mense verstand in jou hart en jou lewe heeltemal kan verander. En dis die wonderwerk van die woord van God, wat ons in ons lewens het en waartoe ons elke dag toegang het, en wat ons moet koester, en wat vir ons regtig kosbaar moet wees. En dis hoekom ek sê, ek weet dit van hom. En dis my die wonderlik om te dink, dat die woord hierdie rol ook in sy lewe gespeel het. En dat hy uit hierdie woord, en dit wat in hierdie woord vir hom gegee is, geleef het. En dat hy dit na ander mense toe geleef het. Om so met die woord besig te wees, en om die woord van God in die middel van jou lewe te hê, waardeur jy met God kommunikeer, en waardeur jy eintlik in die geloof asemhaal, dit is een van die belangrikste goed in ons geloof. Want die skrif vorm ons gedagtes en ons gewete. Dit vorm hoe ons dink. Dit vorm hoe jy na die wêreld kyk. Dit gee vir jou inspirasie, dit bring vir jou hoop. Dit gee vir jou ander oë om na die gewone te kyk. Die Heilige Gees gebruik ook hierdie skrif, hierdie woorde om met ons te praat, en ons gedagtes, en ons dade, en ons lewens te verander. En om dit te kan doen, wat die Here elkeen van ons stuur om te doen, want dit is nie net iemand soos Timoteus, wat hierdie besondere roeping gekry het. Ons weet dat ons elkeen 'n roeping het, om as gelowiges te gaan leef in hierdie wêreld. En om dit te kan doen, moet jy seker wees dat jy ingehaak het by die Heilige Gees. En dat jy toelaat dat die Heilige Gees jou stuur en jou vorm
en jou gedagtes op so 'n manier rangskik en vir jou die vermoë gee om iets van hierdie woord te gaan leef daar in die wêreld. Ons moet kan getuig, ons moet mekaar kan raad gee, ons moet mekaar kan vermaan, soos wat Paulus vir Timoteus aangesê het. Ons het soveel ooreenkomste, Talita, tussen wat Timoteus was en wat jou pa was en hoe hy geleef het, dat dit vir my eintlik wonderlik is om hier met hierdie teks te werk. Want dit was ook sy lewe om vir ander 'n voorbeeld te wees en raad te kon gee. En waar het hy sy goeie raad gekry? Op een plek. En dit is in die woord van God. En die manier wat hy verstaan het, wat God vir hom sê, dis wie ek wil hê jy moet wees. En wat jy in hierdie wêreld moet gaan doen. Paulus sê ook baie duidelik vir Timoteus hier, dat dit moeilik is om 'n Christen te wees. Dit was bitter moeilik om in die eerste eeu 'n Christen te wees. Die Jode het hulle vervloek. Die heidene het hulle vervolg. Die Romeine het doelbewus daarop uitgegaan om hierdie mense te vang en op allerlei maniere te laat doodmaak. Want hulle het hulle gesien as 'n gevaar vir die staat. So daar was baie lyding en vervolging en allerlei moeilike goed wat hulle moes deurmaak. En Paulus verwys daarna, en as mense bietjie in die Bybel gaan kyk en jy sien alles wat Paulus oor homself sê, dan besef jy hierdie man het meer as 1 keer in sy lewe tot by die dood gekom, omdat hy vir die Here getuig het. Die Bybel sê ook vir ons, die pad van 'n gelowige gaan nie noodwendig maklik wees nie. Ek het al baie keer in my lewe gesê, die Here draai ons nie in watter toe, en sit ons iewers daar in die showcase, nê? En almal mag na jou kyk, want jy is so spesiaal nie. Dis nie wat die Here met ons doen nie. Die Here is ons toe. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. En dan sê hy vir ons, stap in hierdie wêreld in, en gaan leef eg en opreg dit wat jy weet, en dit wat ek vir jou gee om te gaan getuig. Dis baie duidelik te sien in die lewens van die apostels, van 'n Petrus en 'n Paulus en die ander, en hoe swaar hulle gekry het, omdat hulle aan die Here gehoorsaam was. Dit was my ook baie duidelik in Charles se lewe. Dat hy swaar gekry het, dat hy gelei het, dit is so. Maar dat hy vasgehou het aan sy geloof. En dat hierdie woorde wat in hierdie gedeelte staan, op hom van toepassing is, dit is ook so. Hy het hierdie wedloop voluit gehardloop. En hy het die eindstreep behaal. En hy het die geloof behou. En hy het, en julle kan vir my sê of ek dit reg het of nie, maar hy het met 'n stille tevredenheid ook hierdie laaste maande van sy lewe geleef. Dit was baie sterk in dit wat ek ook beleef het daardie Sondagoggend saam met julle by die huis. Net om te sien hoeveel mense se lewens raak hy aan. Hoeveel mense is vir hom daar in sy baie moeilike tyd. Sy liefde vir die Bybel was baie duidelik. Ook hoe hy dit uitgeleef het teenoor elkeen wat hy teëgekom het. Behalwe sy gesin was hy ook 'n vaderfiguur vir baie ander. Het hy oor gehad en het hy raad gehad. En vandag sê ons vir die Here dankie. Dankie vir George Lombard. Dankie vir hom wat eintlik die geloof behou het en die wedloop gehardloop het en die goeie stryd gestry het. Timoteus word nie hier aangesê om te doen soos wat hierdie gewilde sprekers doen nie. Die Here verwag nie van hom om 'n persoonlikheidsverandering te ondergaan, sodat hy gepas kan wees in hierdie werk wat hy moet doen. Daar word vir hom gesê, wees eg, wees eerlik, wees opreg in dit wat jy doen. Want dit gaan uiteindelik nie oor sy stem en wat hy sê nie. Dit gaan oor wat hierdie mense van die Here hoor, wat die Heilige Gees in hulle lewens laat bewerk. En dis die wonderlike van 'n gelowige se lewe, broers en susters, is dat ons nie in die middelpunt van ons eie lewe staan nie. Ek
is nie die belangrikste figuur in my eie lewe nie. Dis 'n baie moeilike ding om te verstaan. Die Here is die belangrikste teenwoordigheid in my lewe. En alles wat ek doen, en alles wat ek is, en alles wat ek wil wees, moet inpas rondom dit wat die Here in my lewe is. En hoe ek hom hoor en hom verstaan in my lewe. En daarvolgens gaan leef ek. Ons moet, die belangrikste ding wat ons moet wees, ooit in die lewe, is om opreg te wees, is om eerlik te wees, is om getrou te wees aan wat ons weet en wat die Here ons stuur om te doen. En om seker te maak dat jy weet wat dit is, wat die Here van jou wil hê. En om te luister na sy stem, en te luister na sy woord, en gehoorsaam te wees aan hom. Vir Timoteus was die grootste struikelblok in sy lewe om nie te begin die eer najaag wat hierdie ander gewilde sprekers ontvang, maar om te bly by wat hy ken. Om nie frustrasie te ervaar, omdat dit met hulle soveel beter vaar as wat dit met hom gaan. En dit is nogal baie waar, dat ons, wanneer ons eie stukkie lyding het, wanneer ons swaar kry, net hierdie eenvoudige raad sal onthou. Jy behoort aan die Here. Jy loop saam met hom die pad. Hy sluit vir jou die toekoms oop. En hy sluit uiteindelik vir jou die hemel oop. En die wonderlikste ding wat ek vandag vir julle kan sê oor daardie oopsluit van die hemel, is dat die Here vir ons elkeen daardie sleutel gegee het. Daardie sleutel is die kruis van die Here. Wie glo aan Jesus Christus wat geleef het en gesterf het en opgestaan het, hierdie sleutel van die ewigheid in hulle hand. En dit is met daardie sleutel wat die deur ook vir Charles oopgesluit is. En dis die hoop waarom ons leef. Hoe moeilik dit is om vandag afskeid te neem. Hoe moeilik dit is om te besef dat hierdie is dalk die heel laaste stukkie hoofstuk wat voordat ons hierdie boek moet toemaak. Kan 'n mens besef dat daar vir ons hoop is, dat ons hierdeur gaan kom. Ek het nou dag vir julle gesê, ek sê dit weer, dieselfde Here wat hom begelei het die ewigheid in, is die Here wat terugkom na ons toe, en wat langs ons kom staan, wat eintlik sy handsel op jou skouer kom sit, want hy weet wat dit is, om mens te wees, en om swaar te kry as iemand sterf, hy het dit self ook beleef. En hy het dit nie vergeet nie, hy het al daarin met hom saamgevat. En wanneer hy terugkom, is dit met hierdie doelbewuste besluit om langs ons te kom staan. En ons reg op te hou waar ons nie meer reg op kan staan nie. En dit is die geloof waarin ons leef. Dit is die plek waar elkeen ons vandag vrede vind. Nie in al die mooi gedagtes, maar in die wete dat ons veilig is by God, en dat hy veilig is by God. Daar word dieselfde raad vir ons gegee as wat vir Timoteus gegee word. Om ons te hou by die woord, wat praat oor God se genade, wat praat oor sy liefde, en wat van ons vra, om in die voetspore van die Here Jesus te loop. Te luister wat hy van ons wil hê, dit te vertrou en dit te gaan doen. Het is belangrik dat ons elke dag God se woord sal ontmoet. Dat ons God sal ontmoet in sy woord. En dan dat ons na die wêreld toe gaan en in die naam van die Here die wêreld gaan ontmoet. En dit kan net moontlik wees as ons ons opstel vir die Here, vir sy genade en sy liefde. En as ons eg en opreg gaan leef in hierdie genade, gaan leef in die voetspore van die Here, gaan leef in die kragveld van die Heilige Gees. Kernwaarde van die lewe is te vind by God. Dit was die voorbeeld wat Charles geleef het en wat hy vir julle agterlos. Kernwaarde van die lewe is te vind by God
en sy woord aan U. Niks anders. Nie wêreldse roem, al die geld in die wêreld, al die mooiste goed in die wêreld. Niks van dit bring jou uit by 'n lewe wat werklik iets beteken. Die enigste ding wat jou daarby uitbring, is jou verhouding met die Here. Dat hy jou lewe vul met betekenis. Dat hy vir jou gee wat jy nodig het. En dat hy saam met jou die pad loop. Dis wanneer jy so al wandelend saam met God, in gesprek met God lewe, wat die lewe vir jou oopgesluit word. Dat jy 'n lewe het van betekenis en van hoop, en dat jy uiteindelik kan sê wat Paulus gesê het. Ek het hierdie stryd gestry. Ek het hierdie wedloop voltooi. En ek het die geloof behou. Amen. Ek gaan vir ons nou voorgaan in 'n dankgebed, maar ek gaan vra dat ons aan die einde terwyl ons so bly sit, die Onse Vader sing as die slot van ons gebed. Nadat ek amen gesê het, kom ons sing dan die Onse Vader. Here ons God, U is vir ons die Alfa en die Omega. U wat lang voor enigiets anders bestaan het. U wat hier sal wees, lang nadat die aarde en die ganse heelal nie meer bestaan nie. U wat die Here van die skepping is. U wat bewus is van elke klein stukkie lewe hier tussen ons. U wat aan alles aandag gee. Ons loof U vandag, Here. U wat die God is van gister en die God van vandag en die God van môre. Dankie, Here, dat U ons so oneindig liefhet. Dankie dat U ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, dat U elke gebed verhoor. Of dit hardop gesê word of geprewel word of gedink word. Here, dat U so luister na ons. Dat U hoor as ons smeek om genade. Dat U luister, Here, as ons U hulp nodig het. Dat U altyd daar is en intree. En dat U ons vashou in U genade. Here, dankie dat ons dit in die afgelope maande gesien het. Dat U vir Charles vasgehou het. En dat U vir hom deurgedra het, Here. En dat U uiteindelik vir hom die ewigheid oopgesluit het. So bid ek vanoggend vir Leni, vir haar kinders, vir 'n familie rondom hulle, en vir kennisse en vriende, Here, dat U by almal van hulle sal wees. Dat hulle by die seer en die rou verby sal kom, en daardie vrede ervaar wat net U vir 'n mens kan gee. Dat U die verlies sal beter maak. Dat U vir hulle sal heel maak. Here, dat U vir hulle die mooi herinneringe sal teruggee. Dat hulle na die verlede kan kyk en uiteindelik sonder baie hartseer daarna kan kyk, omdat dit kosbaar geword het. Dat dit ook vir hulle betekenis gee aan die hede en vir hulle betekenis gee aan die toekoms. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend hier kan wees, kan stil word voor U, kan dankie sê vir U genade en U liefde wat so tasbaar in ons lewens sigbaar is. En dat ons vra, Here, dat U ook wanneer ons hier uitgaan, by elkeen van ons sal wees. Vir ons sal gee wat ons nodig het. Al het ons nie altyd die woorde om daarvoor te vra nie, Here, ken U ons so goed, dat U weet wat om vir ons te doen en vir ons te gee, voordat ons vra. En ons bid, Here, dat die hand van seën en van genade oor ons sal wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
slotlied, en dit is, ek sien in die hemel kom, lied 602, sing daar al 15 verse, daarna bly jy net staan vir die uitspreek van die seën, en dan kan jy weer gaan sit. Kom ons staan. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Ek hou graag vir julle voor die afskeidsgroet. Ons harte is seer. Ons mis jou verskriklik baie, maar weet jy is nou veilig in Jesus se arms. Ons sien jou al daarbo, besig om iets mooi te ontwerp vir jou werk in die paradys en om jou blomtuin te maak, waar geen blommetjies gepluk mag word nie. Jou opregtheid, eerlikheid, liefde en omgee leef voort in ons. Dit is wie jy was en wie ons altyd sal onthou. Jou voorbeeld sal vir altyd in ons harte bly. Ons groet jou vir nou, tot ons weer mekaar sien. Oneindig lief vir jou. Leni, Talita, Richard, Oupie Sinaitjie en familie. Ek gaan nou vir Richard vra om vir ons die bedankings te kom. Môre familie en vriende. Ek het hierdie nie as 'n rednaarstoespraatjie voorberei nie, so vergewe my as ek 'n bietjie van dit aflees, want dit kom werklik uit ons hart uit om vir almal dankie te sê. Ek wil begin om uit my diepste dankie uit te spreek oor my skoonpa se eggenoot, Leni, sy dogter Talita, wat deur God se genade sy steunpilare was. Julle onselfsugtige omgee, julle ondersteuning sal en altyd 'n voorbeeld wees vir jou oneindige liefde.
Namens ons familie wil ons ook graag opreg dank uitspreek teenoor almal wat ons in hierdie moeilike tyd bygestaan het. Dankie aan ons familie en vriende vir julle liefde, gebede, besoek en voortdurende ondersteuning. Julle teenwoordigheid en omgee het vir ons groot troost gebring. Ek wil spesiaal dankie aan Tannie Klein vir haar tyd, geduld, liefde, ondersteuning en 2 keer per dag se inloer en eintlik soms meer. Saam wil ek dan dankie sê vir oom Willie, Etienne Grieks, Chantal Grieks, Hannes Swart, Shadai Swart, vir julle bydrae, tyd, liefde en weerlopende omgee in hierdie tyd ook. Saam met dit wil ek vir die volgende ook dankie sê vir hulle deurlopende ondersteuning, Lindy Kronee, Cherie Kronee, Reen Kronee, oom Boet, Tannie Marie, Sigrys Lombard en sy gesin, en Jan Lombard en sy gesin. Ons wil ook 'n besondere woord aan dank rig aan die mediese personeel en versorgers vir die professionele sorg, deernis en toewyding in hierdie paar jaar. Ek sonder 'n paar uit. Dr. Johan Venter, Dr. Willem van Sail, Dr. Gys van die Kerk, Dr. Sasha Venter en dan Suster Debogang wat ook vandag hier is. Dankie. Dan dankie aan Dominee Eloise Herbs vir die pragtige preek en ondersteuning. Dankie vir die kantoordame Michelle Oosthuizen en die susters vir die gemeente, die geestelike leiding, gebede, ondersteuning en dan later se lekker verversings. Ons bedank ook aan Andrea Meyer van Sonja Smit Begrafnisdiens en die dienste self vir al julle reëlings, respek, begrip en sorgvuldige hantering van alles. Aan elkeen wat blomme, boodskappe, medeling getoon het en almal wat vandag hier is, en ek weet iets van julle baie ver gekom het. Uit ons hart uit wil ons baie dankie sê vir ondersteuning en dat julle die moeite gedoen het om vandag hier te wees. Ek weet, woorde kan nie altyd dankie sê nie, maar ek bedoel regtig uit my hart uit en van ons gesin baie dankie. Mag ek net ook so 'n woord sê. Benny, jy het baie opgeoffer en jy het baie gedoen. En ek wil vir jou dankie sê, wat en tyd by hom was en hom vasgehou het. Maar Richard, vir jou en Talita en Denaitjie vir julle opoffering ook, baie dankie. Dankie dat julle teruggekom het en vir hom 6 maande gegee het. Ek dink dit was vir hom die grootste geskenk. En ek kan vandag vir julle iets sê wat ek met die jaar wat vir my nog voorlê met my sal saamdra, is hierdie familie het vir my verstom. Ek kan eerlikwaar vir sê, Jan staan daar agter, hy kan my aan. Ek het regtig daai Sondag gedink, ek stap daar in en daar so 5 van julle. En toe loop ek my so 25 van julle vas. En dit was vir my die grootste les in die lewe. 'n Les van dis wie ons moet wees. Dat ons mekaar so vashou. En dat ons en tyd mekaar so vashou. So ek gee vir julle die eer daarvoor en ek sê dankie dat julle almal die tyd en die liefde opgeoffer het om vir hom te omring daardie dag. En elke dag met julle liefde en julle sorg. Ek is opreg dankbaar dat ek dit kon sien en dit kon beleef. So baie dankie. Dit wat ek met my saam in my lewe. En dan ek het nou nie vandag ouma se Bybel saamgebring nie, maar ek sou as ek kon. Maar ek het dit altyd weer op die tablet, so ek het nie vandag ouma se Bybel saam met my geskryf nie. Ek en George het lekker gegigel oor my ouma se Bybel wat ek altyd saam met my vat, omdat dit vir my so voorreg is. Ek gaan nou vra, ek gaan daar onder staan, dan gaan ons nou die finale afskeid daar hanteer, en dan soos wat julle gereed het, die naaste familie dan ook net 'n blom vat en hier kom neersit. Maar julle is almal welkom om so vir 'n oomblik net hier toe kom te vertoe van die einde. Ja, ekskuus, ons gaan nou eers net die video kyk en dan gaan ons dit doen. Gelukkig het ek nou besef hy soek nog die woord. Kom ons kyk eers na die video en dan gaan ons die laaste afskeid doen. Didn't know today would be your last. That
around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angel around the throne tonight. I saw the sunrise without your face, but I still feel your gentle grace. You left so soon, it broke me in two, but maybe heaven needed you. The tears still fall deep inside. I know love never truly dies. Heaven needed you, though I'll never understand why the angels took you from my hands. You were the light this world once knew. Heaven just needed you. I hear your laughter in my dreams, a softer world than it now seems. Each night I pray you found your view, where pain is gone and skies are blue. I whisper thanks for all you gave. Your love still leads me through the waves. Heaven needed you, though I'll never understand why the angels took you from my hands. You were the light this world once knew, and heaven just needed you. Maybe God saw the heart you wore, too pure for this life anymore. So he called your name, so kind, so true, and heaven opened its arms to you. Heaven needed you, and though I cry, I'll see your smile beyond the sky. You're still the light my heart holds true, and heaven still needs you. Heaven still needs you. And I do too.
ons nou afskeid neem van George, hoef ons nie wanhoopig te wees nie. Want Jesus Christus self het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Ons gebruik om by hierdie oomblik ook ons geloof te bely, en ek lees graag vir julle die apostoliese geloofsbelijdenis, wat seker die kortste samevatting is van dit wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Kom ons sluit ons oor. Here ons God, dankie dat U vanoggend vir ons deurgedra het. Dankie dat U vir ons ook die moed gee vir hierdie afskeidsoomblikke. En dankie Here dat ons hier kan uitstap met die wete, ook dit doen ons nie alleen nie. U gaan saam met ons. U hou ons aan die hand. U hand is op ons skouer as ons dit nodig het. U is altyd daar. En ek bid Here dat dit vir ons almal, Leni, vir Richard, Talita, Lenay, vir die familie, vir almal rondom hulle, dat dit 'n waarheid sal wees. Dat hulle U sal ervaar by hulle elke oomblik. En dat dit hulle sal herinner daaraan, dat waar ons vooruit gegaan het, daarin is ons op pad. En dit omdat U ons lief het, en dit omdat U genade vir ons genoeg is. Amen. Ek gaan nou vra, julle het gereël dat die naaste familie roosvat en 'n afskeid kom doen hier, doen dit gerus, en dan as enigiemand anders dit net graag ook hier vir 'n oomblik wil kom vertoef, is die baie hartlik.
baie dankie aan almal. U is nou hartlik welkom, as jy hier nog wil vertoef is, jy baie welkom, maar u is welkom om uit te beweeg en daar in die saal, wag daar vir die darm 'n bietjie tee en 'n dingetjie en 'n lekker kuier so 'n bietjie saam met mekaar. Goed, baie dankie. Buit iets. Buit. Voorreg. Baie absoluut voorreg. Ons staat hier. Dit is nie makkelijk om so te doen op 'n muur te stap. Kijk, al alles van anders. Ja, helemaal anders.